Ek wil sommer vanaand vir die hele voorsang span en vir Ilse baie dankie sê vir hierdie week se ongelooflike musiek. Dankie dat ons as gemeente ook op so 'n wonderlike manier die Here kan loof met ons stemme. Vriende, baie welkom by vanaand se Pinkster bidtier. Dis 'n voorreg om julle elkeen weer vanaand hier te hê. Mag ons regtig uitsien na wat God vir elkeen van ons beplan, ook in hierdie erediens. Voordat ek met die diens begin, wil ek sommer net twee aankondigings maak. Die eerste ene is dat om Christus Serfontein se roudiens vanmiddag was, en ek wil vra dat ons as gemeente nog steeds vir hulle as 'n familie sal bid. En dan glo ek het 'n paar van ons al gehoor dat Jerry Tron ook vanoggend of eintlik laat vanmiddag oorlede is. Mag ons die hele Tron familie in ons gebede dra. Hierdie jaar is nie 'n maklike jaar vir hulle nie, en daar's 'n klomp moeilike donker dieptes waardeur hulle gaan. Mag ons regtig hulle aan die Here ook opdra in hierdie tyd. Natuurlik is daar na vanaand se bidtuur ook weer lekker sop. Moenie dit misloop nie. En dan vir die wat dalk iemand wil stuur om vanoggend se diens of vanaand se diens ook te luister, môreoggend word hy weer herhaal. Vriende, ek wil vir ons vanaand se diens begin met Johannes 13 vers 12 tot 15. Dit is 'n bekende gedeelte. Dis Jesus se grootste daad van diensbaarheid teenoor sy disippels. Hy het hulle bymekaar gehad en toe het hy sy boekleed uitgetrek en hy het hulle voete gewas. En op 'n manier sluit dit baie nou aan by ons tema vanaand. Daar staan, toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook vir mekaar doen. Mag ons hierdie woorde hoor. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete was, behoort julle ook mekaar se voete te was. Kom ons antwoord daarop met lied 442 vers 1 en 2, Gees van God wat in my woon.
Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat aan die begin van tyd gesê het, laat daar lig wees. En van sy Seun, ons Here Jesus Christus, wat as lig en as mens hier tussen ons kom woon en werk het. En van die Heilige Gees, wat binne in ons woon, en ons van binne af verlig en nuut maak. Amen. Soos 'n sonneblom na die son toe draai om te groei, so draai u gemeente na u hier waar ons in u teenwoordigheid bymekaar is, o Gees van die waarheid. O Gees van die waarheid, laat u lig ons verlig, sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Vriende, kom ons reageer hierop met ons tema lied, Gees van die waarheid. Vriende, ek steek vanaand weer vir ons die kers aan as tekenaar van dat die Here hier is, maar ook dat sy Gees op elkeen van ons uitgestort is, dat hy 'n vuur in ons in die brand steek en mag ons met daardie vuur ook die Here gaan dien in die wêreld daar buite. Ek gaan vra dat ons hierop reageer met ons tema gebed, kom o Heilige Gees. Kom ons bid hierdie woorde uit ons hart uit. Kom o Heilige Gees, kom. Kom as heilige vuur en brand in ons. Kom as heilige wind en waai ons skoon. Kom as heilige lig en lei ons. Kom as heilige waarheid en leer ons. Kom as heilige liefde en omvou ons. Kom as heilige krag en inspireer ons. Kom as oorvloed lewe en oorstroom ons. Verander ons, vorm ons, dat ons word soos God wil. Kom o Heilige Gees, kom. Amen. Vriende, kom ons staan en dan loof ons die Here met die volgende 2 liedere, Vlam 8. Dit is 'n onbekende lied. Ek gaan ook saam sing. Die lied se naam is Al die lof, aanbidding en ere. En dan lied 440, al die verse, die Here sal vir ons met sy Gees.
Ek moet sê, Vlam 8 het baie mooi geklink hier van vooraf. Ek dink dis definitief een van die liedere wat ons in die toekoms meer en meer kan herhaal. Vriende, mag die Here vanaand opnuut ons aanraak deur sy woord en deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons is besig met 'n kosbare pad van geestelike verdieping waar ons elke keer 'n tree gee en herinner word aan dit wat God vir ons gedoen het en in besonder hoe hy die Heilige Gees in ons lewens laat werk. En natuurlik herinner hy ons ook aan ons begeerte om ons lewens te laat verander en juist te laat gebruik in sy diens. Ons het gister gehoor dat een van die maniere waarop ons moet reageer op dit wat die Gees vir ons duidelik maak, of hoe ons moet reageer op dit wat ons begin sien, is eenvoudig. Ons moet glo. En dis een van die maniere. Ons moet glo, maar ook waarlik op God vertrou. Nog 'n manier hoe ons kan reageer op dit wat God vir ons openbaar, op hoe hy sy liefde en sy genade vir ons kom wys, hoe hy dit vir ons aanbied, is deur God te dien. En vanaand bid ons dat die Heilige Gees ons oë sal oopmaak dat ons God sal dien, want oë wat sien, gee hande wat dien. Oë wat sien, gee hande wat dien. En voordat ons kyk na wat dit beteken om God te dien, wil ek jou vir 'n oomblik vra om sommer net te dink oor vryheid. Ek wil vanaand dit die vertrekpunt maak van die preek. Wat beteken vryheid vir jou? Wat beteken dit ook vir jou roeping as kind van God? Ons glo en bely dat God ons vrygemaak het. En ons gaan vanaand dit weer 'n keer ook lees. Maar wat beteken dit? Dink gou vir 'n oomblik, wat beteken vryheid vir jou? Wat beteken dit vir jou as kind van God? En wat beteken dit dat die Here elkeen van ons kom vry maak het? Om ons daarmee te help, gaan ons in Galasiërs lees. Galasiërs 5 vers 1 en dan vers 13 tot 25. Voordat ons dit lees, gaan ek vir die Here vra om vir ons oop te breek. Kom ons bid saam.
Here, as ons vroeër gesing het, kom al die lof en eer U toe. Dis wonderlik, Here, om vanaand Pinkster nog steeds te kan vier. En binne die groot prentjie van die kerkjaar ook die pad te kan volg. Weer die verhaal kan hoor van hoe U met ons loop. Verby die kruis, verby die opstanding, hier waar U die Gees uitstort. En ons dit ook weer kan herdenk. Ons loof U daarvoor. Dankie, Here, dat ons dit ook kan glo en kan bely. Dankie dat ons ook nou op hierdie oomblik kan stilstaan by wat dit beteken om waarlik te glo. Om waarlik oë te hê wat oop is. Mag U ons oë oopmaak en mag U ons hande gee wat dien. Mag U hier in Galasiërs 5 vir ons die woord kom breek, dat ons die hartklop kan hoor. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Galasiërs 5 vers 1 en dan 13 tot 25. Paulus skryf, Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Dan vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur wil. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarenteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. En dan vers 25. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Vriende, wat behels hierdie vryheid waarvan Paulus in vers 1 praat? Christus het ons vrygemaak sodat ons werklik vry kan wees. Waarvoor is ons vrygemaak? Wat moet ons doen met hierdie vryheid? Dis hier waar Galasiërs 5 vir ons 'n klein bietjie rigting kom gee en waar ons ontdek dat ware vryheid is nie sonder grense nie. Dis nie om sonder perke te leef nie, maar om in liefde te leef. Vryheid is nie net om los te wees nie. Dis om iets sinvol in daardie vryheid te ontdek. Om oë te hê wat sien en hande wat dien. Vriende, ware vryheid volgens Galasiërs 5 is juist dit. Oë wat sien en hande wat dien. Paulus sê dat ons vry is van slawerny, vry is van 'n slawejuk, maar waarvoor? Hy vat dit verder in vers 13 en hy sê ons is ook geroep tot vryheid.
Toe God Israel uit Egipte bevry het, het hy hulle nie losgelaat om rond te dwaal soos verdwaaldes nie. Hy het hulle bevry met 'n doel, om hulle te dien, om hom te dien. Net so het Christus ons vrygemaak van slawejuk, van sonde, van skuld en selfgerigtheid. Nie om ons eie pad te kies en te maak soos ons wil nie, maar om in verhouding met God te leef in diens van ander. Ons dink dikwels dat vryheid die afwesigheid van grense is. Niemand gaan vir my sê wat om te doen nie, en ek sal leef soos wat ek wil. Daardie tipe ingesteldheid. Maar die Bybel wys vir ons ware vryheid is nie om te doen wat jy net wil nie. Om vry te wees is om vry te wees van wat jou bind, sodat jy kan wees wie jy bedoel is om te wees. 'n Kind van God, vry om lief te hê, vry om te dien. En ek dink dit is belangrik dat ons vir mekaar moet sê, Christus bevry ons van alles wat ons doodmaak, sodat ons vir hom kan leef. Net so maak hy ons vry, nie om onsself te dien nie, maar om die Here te dien met alles wat ons is. En in dieselfde asem moet ons ook vir mekaar sê, Christus het ons ook bevry van die wet, wat so maklik as 'n las hier op ons skouers swaar kan kom rus. In Paulus se tyd het sommige mense gesê, as jy regtig vir God wil dien, dan moet jy onder die wet leef. Maar Paulus sê, nee, Christus het julle vrygemaak van die wet as 'n las. En daarom begin hy ook die gedeelte, julle moet julle self nie weer onder daardie slawejuk laat indwing nie. Hy wil ons leer dat dinge anders werk. Ons word nie meer deur reëls gedryf nie, maar deur liefde. Ons leef nie meer uit vrees vir straf nie, maar uit dankbaarheid. En dis wat dit beteken om deur die Gees gelei te word, om met 'n nuwe hart te leef. Wat Paulus eintlik vir ons kom sê is, ons is vry van die juk van die wet, maar is nie sonder rigting nie. En die beeld wat ons hiermee help, is die van 'n trein wat op 'n spoor loop. As mense 'n klein bietjie van 'n trein weet, dan kan 'n trein net vry loop as hy op die spoor loop. As hy van die spoor afloop, dan is daar moeilikheid. Dis presies wat Paulus hier vir ons kom probeer sê. Die Here gee vir ons 'n riglyn. Maar dit beteken nie dat ons vasgevang is nie. Dit beteken dat ons juis binne in dit kan vry leef. Dis om met 'n geesvervulde lewe die wêreld binne te stap. 'n Lewe wat vra, wat bring vir God eer? Wat dien ander? En hoe kan ek my vryheid gebruik tot seën van my naaste? Die Gees maak ons vry van 'n lewe waar ons onsself en ander om ons vernietig. Hy maak ons juis vry om nie te leef. En Paulus noem dit ook dat die Gees ons vry maak van die werke van die vlees in vers 19 tot 21. En dan noem hy hierdie lys. Dit is wat natuurlik uit die sonnige natuur ook uit opkom. Onreinheid, haat, jaloesie, twis, afguns, dronkenskap, die dinge wat verhoudings afbreek, wat skuld en skaamte bring, wat ons van mekaar en van God vervreem. Die wêreld is volop daarvan. Mense wat mekaar afbreek in plaas daarvan om mekaar op te bou. Verhoudings wat verkrummel omdat mense hulle eie begeertes bo alles stel. En tog dink baie mense dit is hoe vryheid lyk. Om aan niemand te antwoord nie, om jou eie pad te kies en om jou eie ding te doen soos jy dit wil doen, ten koste van ander. Paulus sê hierdie dinge bring nie lewe nie, dit bring net dood. Maar die vrug van die Gees daarteen sê hy bring lewe. Dis liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis wat ware vryheid voorbring. 'n Lewe wat nuut is, 'n lewe wat opbou,
wat God eer en ander dien. En die Gees kom verander ons, juis van binne af. Hy maak ons nuut, sodat ons nie net vir onsself leef nie, maar dat ons ander mense dien. Dat ons nie net op onsself gefokus is nie, maar juis weet dat ons gestuur is om ander mense te dien. As ons leef volgens die Gees, dan raak dit sigbaar. Dan word dit soos vrugte aan 'n boom. Dis nie iets wat jy kan namaak nie, maar dis iets wat natuurlik uit jou lewe uit groei, as jou wortels reg geplant is. Dit is 'n vrug wat wys, ek is vry, ek is nuut, ek leef nie meer vir myself nie, ek leef nou vir God. Paulus het ook 'n baie belangrike waarskuwing. Hy sê in vers 13, moenie net julle vryheid misbruik om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die groot geheim van ware vryheid is dat dit nie oor onsself gaan nie. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy wil op hierdie manier leef. Omdat jy dankbaar is, omdat jy vol is van die liefde van God. Ware vryheid is juis wanneer jy jouself prysgee in liefde vir ander. Dis juis wanneer jy ontdek hoe vry jy regtig is. Jesus het self gesê, hy was volkome vry. Hy het homself verneder en ander gedien. Hy het sy vryheid gebruik om elkeen van ons te red. En nou roep hy ons om dieselfde pad te loop. Want as die Gees ons oë oopmaak, sien jy nie net God se genade nie. Jy sien die mense rondom jou raak. Jy sien hulle pyn, jy sien hulle behoeftes, en dan vra jy hier diep uit jou binneste uit, hoe kan ek begin dien? Die hande van 'n vrye mens is nie gevou in selfvoldaanheid nie. Hulle is uitgesteek in liefde. Dis 'n lewe wat sê, ek is vry om my lewe neer te lê vir ander. Ek is vry om te lewe op 'n plek en op 'n manier waar ek ander mense dien. Mag hierdie Pinkstertyd vir jou 'n tyd wees van herontdekking. Mag jy in hierdie Pinkstertyd opnuut ontdek wat dit beteken om werklik vry te wees. Vry van sonde, vry van skuld, vry van selfgerigtheid, vry om te dien, vry om lief te hê en vry om te leef tot eer van God. Amen. Ek wil vra dat ons hierdie volgende gebed saam bid. Mag ons regtig beleef dat ons 'n vry lewe het, dat ons vrygemaak is en dat ons wil leef tot eer van God vanuit hierdie vryheid. Kom ons bid hierdie woorde. Heilige Gees, maak my oë oop sodat ek u liefde kan sien, sodat ek verstaan wat u vir my gedoen het, sodat ek ander met liefde en oorgawe kan dien. Amen. Here, dankie vir 'n gedeelte soos Galasiërs 5, wat vir ons 'n nuwe bril kom aansit, oor wat dit beteken om waarlik vry te wees. 'n Bril wat ons help om te sien hoe dit lyk as ons as vrye mense verlostes in hierdie wêreld kan gaan leef. U weet, Here, dat die wêreld waarin ons leef is so selfgerig, so selfvoldaan. Hy gefokus op ons eie behoeftes en begeertes, dat ons baie keer op 'n plek kom wat ons mekaar amper verslind. Dan is daar woorde soos hierdie. Oomblikke soos die tyd saam met die disippels, waar u wat ons leermeester is,
vir ons die voorbeeld stel. Mag U ons help, Here, om daardie selfde gesindheid aan te leer. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Omdat U deur U Gees ons vrygemaak het. Vrygemaak het om te wees wie ons bedoel is om te wees. U kinders, wat U voorbeeld volg. Ja, Here, mag U ons help om 'n lewe te leef met oop oë en hande wat dien. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons staan en sluit af met die slotlied, lied 243. Laat my nooit die grond verlaat nie. Ilse vorentoe kom. Vriende, mag jy die vreugde leer ken van ware vryheid. Nie om los van God te leef nie, maar om vas te wees in Christus. Nie om jouself te dien nie, maar om te leef met oë wat oop is en hande wat bereid is om te dien. Mag jy waarlik die vreugde van hierdie ware vryheid beleef. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie lied. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in die vryheid wat God vir jou skenk. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.